True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Dis Desember 2003, somerskoolvakansie, Kersfees, feesseisoen. Vir die 8-jarige Isaac Michels het daar 'n wonderlike vakansie voorgelê, saam met sy oumas op 'n plaas in die Wes-Kaap. Isaac se ouers het hom plaas toe gestuur, want hulle wou hom beskerm teen die ewels in die stad. Maar min het hulle geweet dat gevaar gelê en wag het in die mees onverwagte plek. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en jy luister na die ware misdaadverhaal oor die moord op Isaac Michels. Baba Isaac Michels se ma, Elsabie, het in 1995 aan hom geboorte gegee. Sy pa is Jacobus Michels. Isaac het saam met sy ouers en 3 ander kinders op die Kaapse vlakte gebly. In dieselfde jaar as wat Isaac gebore is, was daar 'n reeks moorde op jong seuns in die gebied en dit het gelei tot die inhegtenisneming van 'n man in die Michels se buurt. Norman Simons sou egter net vir een van die moorde skuldig bevind word. Die moorde het ouers in die buurt geskok en hulle 2 keer laat dink oor die veiligheid van hulle kinders. Hulle het gekla oor die gevare wat in die donkerte van die stad sluier en het gereken die plaasgebiede rondom Kaapstad sal daarom sekerlik baie veiliger wees. Dis om die rede dat die jonge Isaac toe in 2003 na 'n plaas in die Fourie gebied gestuur is om sy Desember skoolvakansie daar deur te bring. Die plaas is in die Helderberg gebied waar sy oumas van beide sy pa en ma gebly het. Dit was minder as 'n halfuur se ry van die Michels se huis af. Isaac se ouma aan sy pa se kant, Hessie Michels, en sy ouma aan sy ma se kant, Sarah Jenker, was albei seisonale werkers op die plaas en het saam met ander werkers in wonings gebly wat aan hulle verskaf is. Nog 'n rede hoekom sy pa en ma hom beloon het met 'n kommerlose vakansie op die plaas, is omdat Isaac daai jaar so goed gedoen het in graad 2. Hulle het gereken dit was net reg dat albei sy oumas hom bietjie vir die hele vakansie lank bederf. Die oumas was baie opgewonde. Isaac was klein vir sy ouderdom en het die bynaam kleinkind gehad. Kort nadat die skool gesluit het, kom Isaac op die plaas aan. Hy het sy tyd opgedeel tussen die huise van ouma Hessie en ouma Sarah en kon van die een ouma na die ander een stap. En hy was nie alleen nie, daar was 'n aantal kinders wat op die plaas gebly het en ook die wat daar was vir die vakansie. Isaac sou definitief nie verveeld geraak het nie. Hy het baie oggende vroeg wakker geword, 'n koppie tee en 'n toebroodjie gegryp vir ontbyt en dan was hy by die deur uit om met die ander kinders te gaan speel. Dit was 'n veilige plaas en die enigste ding waarteen albei sy oumas hom gewaarsku het, was die plaasdam. Hy kon nie swem nie en hy's mooi vertel oor die gevaar wat die modderige damwater ingehou het. Op Vrydag, 5 Desember 2003, was Isaac by ouma Sarah se huis. Met groot opgewondenheid vertel hy vir haar dat hy die volgende oggend vroeg gaan opstaan om na ouma Hessie toe te gaan, want sy sou hom dorp toe vat om vir hom nuwe skoolskoene te koop vir Kersfees. Ouma Sarah vertel hoe Isaac in die huis rondgespeel het en lekker geslaap het, totdat hy die Saterdagoggend vroeg wakker is. Sarah se laaste herinnering van haar kleinseun is hoe hy sy ontbyt vinnig afgesluk het, voor hy by die deur uitgehardloop het, soos 'n warrelwind op pad na ouma Hessie toe. Isaac Michels het nooit by sy ouma Hessie se huis uitgekom nie. Op pad soontoe kry hy 3 jong seuns langs die pad, met wie hy bevriend geraak het en hulle ooreed hom om saam met hulle by die dam te gaan speel. Toe Isaac na 'n ruk nie by ouma Hessie is nie, was hy aanvanklik nie bekommerd nie. Hy was 'n 8-jarige seentjie op 'n plaas. Miskien het iets anders sy aandag getrek, of hy het besluit om langer by ouma Sarah te bly. Hy het gedink hulle kon altyd die volgende dag ook nog winkels toe gaan. Die volgende oggend, Sondag 7 Desember, is Isaac steeds nie by ouma Hessie nie en sy loop oor na Sarah se huis om te gaan uitvind wat haar kleinseun se planne is. Sarah was natuurlik baie verbaas toe sy Hessie in haar voordeur sien staan en dit het nie lank gevat vir die vroue om te besef dat nie een van hulle 2 weet waar Isaac is nie. Die laaste keer wat enige iemand hom gesien het, was 24 uur van tevore. Die 2 oumas maak alarm onder die bure en nie lank daarna nie is 'n span bymekaar gebring om na Isaac te begin soek. Maar voor hulle begin kom 'n jong seun aangehardloop. Hy skree hysteries dat Isaac dood in die dam is.
Die groot groep mense hardloop na die plaasdam toe en daar kry hulle die klein liggaam van Isaac Michels waar hy tussen die riete dryf. Chaos weer klink in die lug oor die normaalweg stil plaas. Die polisie word gebel en beamptes sper die gebied af in die hoop om enige bewyse te kan bewaar. Isaac se liggaam is deur polisieduikers herwin en hy is amptelik doodverklaar. Ten spyte daarvan dat dit soos 'n tragiese verdrinking gelyk het, is daar met 'n noukeurige ondersoek begin om te bepaal presies hoe klein kind in die dam opgeëindig het. Enige onnatuurlike dood eis 'n volledige ondersoek en die polisiebevindings bepaal of klagtes gelê kan word. 'n Ondersoek na 'n onnatuurlike dood moet van die heel begin af baie deeglik wees, omdat enige iets verwag kan word. Enige foute wat in die eerste paar uur gemaak word, kan daartoe lei dat bewyse verlore gaan en dat daar moontlik nie geregtigheid kan wees vir die slagoffer nie. Die polisie begin om inwoners op die plaas te ondervra en begin met die 3 jong seuns wat Isaac se vriende was. Hulle was kinders van werkers op die plaas en hulle was onderskeidelik 7, 9 en 10 jaar oud. Die seuns vertel dat hulle daai Saterdagoggend saam met Isaac gespeel het by die dam, maar dat hulle hom daar gelos het toe hulle iets anders wou gaan doen het. En hulle het hom nie weer gesien nie. Tydens die onderhoude lyk die seuns baie gespanne, maar hulle was jonk en polisiebeamptes het gemeen die hele gemeenskap was in skok, iets wat in aanmerking geneem moes word toe hulle die seuns ondervra het. Hulle het hulle maatjie aan die dood afgestaan. Toe Isaac se liggaam uit die dam getrek is, het daar skuim by sy mond uitgekom. Dit is 'n aanduiding dat hy verdrink het. Dit word veroorsaak wanneer die water met 'n natuurlike seepagtige stof ingeasem word, terwyl die longe probeer om die stabiliteit van die lugsakke in die organe te beskerm. Alhoewel dit daarop kan wys dat 'n persoon verdrink het, is die seepstof ook teenwoordig aan ander oorsake van dood, soos vergiftiging en onder meer ook 'n epileptiese aanval. Nog 'n teken van verdrinking is wanneer die groot volumes water in die slagoffer se maag en longe is. Dit wys egter nie of die slagoffer per ongeluk verdrink het en of dit deur iemand anders aangebring is nie. Die blote feit dat daar water in die slagoffer se longe is ook nie noodwendig definitiewe aanduiding van verdrinking nie, want dit kon byvoorbeeld in die longe ingedwing word wanneer die liggaam vir 'n geruime tyd in die water dryf. So, die persoon kon moontlik eers vermoor en toe in die water gegooi word. Diatomie of kristalwier is tydens die nadoodse ondersoek in Isaac Michels se liggaam gekry. Op daai stadium was die teorie rondom kristalwier nog gevolg, waar volgens dit geglo is dat wanneer die kristalwiere in verskeie organe gekry is, insluitende die brein, dit 'n definitiewe teken sou wees van verdrinking. Die diatomie is mikroskopiese enkelsel-alge-organismes. Toe die teorie deur patoloë gevolg is om 'n verdrinking aan te dui, was dit nog nie bekend dat die kristalwiere eintlik oral is nie, en nie net in water nie. Dis in die lug wat ons inasem, en ook reeds in ons liggame. Juis omdat die alges so eenvoudig in struktuur is dit nie moontlik om die verskil te bepaal tussen wat reeds in die liggaam is en dit wat in water is nie. So, die diatomie is in Isaac se liggaam gekry en ook sy vel het reeds begin rimpels maak. Nog 'n teken dat hy in die water was vir meer as 12 uur. Daar was merke en blou kolle om Isaac se keel en ook agter op sy nek. Maar daar is gereken dat hy homself moontlik kon beseer het in sy gesukkel om by die dam te probeer uitkom. Die bevinding van die nadoodse ondersoek was dat Isaac Michels verdrink het en dat dit 'n ongeluk was. Isaac se familie was platgeslaan. En ten spyte daarvan dat hulle harte verskeur was, het hulle begin met die reëlings om hom te begrawe. Maar net 4 dae na sy dood op 10 Desember 2003 sê een van Isaac se maatjies iets heel onskuldig. 'n Opmerking wat die saak van tragiese ongeluk verander het in een van 'n gruwelmoord wat niemand kon glo nie. Die 10-jarige seun het erken dat daar 'n stryery was tussen hulle die oggend van Isaac se dood. Hy sê hy, die 9-jarige en die 7-jarige was die Saterdagoggend baie kwaad vir Isaac omdat hy hulle maas sleg gesê het, so toe slaan hulle hom. Dit was die eerste teken dat Isaac Michels wel die slagoffer van geweld was voor sy dood. Die vrou vir wie die seun dit vertel het onmiddellik na Hessie se huis oorgestap om dit aan die rouende ouma oor te vertel. Hessie bel dadelik Isaac se pa Jakobus en hy lig die polisie in. Jakobus dring aan op 'n tweede nadoodse ondersoek voor hy sy seun begrawe.
Die feit dat geweld geopper is, laat Jakobus dink aan die beserings aan sy seun se keel. Wat as dit nie veroorsaak is terwyl sy seun uit die water probeer kom het nie, maar tydens 'n fisiese geveg met 'n ander seun? Die polisie stem dat 'n tweede nadoodse ondersoek gedoen moet word. Die keer bevind die meer noukeurige ondersoek dat Isaac se skedel ook gekraak is en daar was bloeding op sy brein. Sy keelknop, oftewel sy Adams appel, is ook stikkend gedruk en hy het beserings aan sy gesig wat ooreenstem met 'n harde hou wat hy gegee sou word. Mans se Adams appel sit net onder die tongbeen en dis die been wat soms gebreek word wanneer iemand doodverwrig is. Volgens die bevinding sou die beserings Isaac bewusteloos laat, maar steeds lewendig. As hy gelos sou word vir 'n lang tyd, sou dit tot sy dood lei. 'n Ingekneusde Adams appel sou tot opswelling in sy keel lei wat dit baie moeilik vir hom sou maak om te kon asemhaal. Maar in die geval was dit die feit dat Isaac in die dam gesit is terwyl hy bewusteloos was wat tot sy dood gelei het. En aangesien hy glad nie daartoe in staat was om self die water in te loop nie, beteken dit dat iemand hom in die dam gaan sit het. Die polisie het hulle ondersoek na moord verander. Die 3 jong seuns word vir 'n tweede keer ondervra, maar daar's geen duidelike kronologiese orde nie. Elke seun vertel 'n ander storie. Hoe dit ook al sê, van wat die polisie kon bevestig en nou dat hulle al die beserings bevestig het, begin beamptes die prentjie saamsit. En dit lyk so. Isaac was daai oggend op pad na sy ouma se huis, toe sy 3 vriende hom ooreed om saam met hulle by die dam te gaan speel. Hulle het vir 'n ruk lank lekker gespeel, maar toe breek die stryery uit en die 3 seuns wat almal op die plaas bly, kry 'n gemeene vyand in Isaac, die buitestander. Van die seuns het gesê dit het handgemeen geraak toe Isaac hulle ma sleg gesê het. Dit het vir die polisie voorgekom asof die 10-jarige eerste gewelddadig geraak het. Hy het 'n klip opgetel en Isaac agter sy kop getref. Die 9-jarige was volgende. Hy het 'n plank gehad en Isaac se keel en gesig daarmee geslaan. Die 7-jarige het gesê hy het gevoel hy moet ook iets doen, so toe slaan hy Isaac op sy neus. Die seun sê hulle het gedink Isaac is dood. Hy het baie stil gelê. Hulle het verskrik gevlug na 'n nabygeleë industriële park waar hulle soms oor die naweke gaan speel het. Wat volgende gebeur het is nie seker nie, want hier het die 3 seuns se weergawe van daai Saterdagoggend in Desember 2003 weer verskil. Daar is die storie dat dit die seuns se eie idee was om Isaac in die dam te sit, maar daar was ook die gerugte dat hulle by 'n volwassene op die plaas gaan bely het en dat die persoon hulle die idee sou gegee het of selfs gehelp het om Isaac in die water te kry. Wat wel bevestig is dat die 3 daai Saterdag aand terug is na die plaasdam toe, waar hulle Isaac se liggaam in 'n rubberbootjie gelaai en uitgeroei het na die middel van die dam. Hulle het sy liggaam van die boot afgerol, die water in. Soos wat hulle toegekyk het toe Isaac Michels se liggaam in die vuil damwater afsak, het hulle gehoop dat hy vir ewig op die bodem sou bly. Vroeg die volgende oggend is die 3 terug dam toe, terwyl die skokgolwe oor die res van die plaasinwoners gespoel het dat Isaac vermis is. Daar staan hulle en kyk met skok hoe Isaac se liggaam deur die nag uitgespoel het, vir almal om te sien. Hulle het besluit om die liggaam die riete in te sleep. 'n Kind wat in die gebied speel, het op die toneel afgekom. Die realiteit oor wat met hulle jong seun gebeur het, tref Isaac se ouers, die ander plaasbywoners en die hele land. 3 seuns van 10 jaar en jonger was verantwoordelik vir die dood van 'n ander kind. Die vlak van geweld was baie meer as 'n vuisgeveg tussen 'n groep seuns. Hulle het wapens gebruik en uitermate geweld. En toe kom 'n ander vraag. Wat van die gerugte dat 'n volwassene die kinders raad sou gegee het oor wat om te doen? Die polisie en Isaac se pa het nie geglo dat dit moontlik sou wees vir sulke jong kinders om self die plan te kon maak en dit te kon uitvoer nie. Maar op daai stadium was daar 2 sake, een in Suid-Afrika en die ander een in die Verenigde Koninkryk, wat die wêreld geskok en twyfel gesaai het oor kinders se optrede. Een saak was in 1993 in Liverpool in Engeland, waar 2 10-jarige seuns vir Jamie Bulger in 'n slaghuis van 'n winkelsentrum ingelok het. Sy ma het net vir 'n minuut weggekyk om te betaal vir haar inkopies toe haar seun spoorloos verdwyn het. Die kleine Jamie is 2 dae later
op 'n treinspoor gekry, nie ver van waar hy vermis geraak het nie. Die kleuter het 42 beserings aan sy gesig en sy lyf gehad en daar was tekens dat hy seksueel gemolesteer is. Die 2 10-jarige oortreders het sy liggaam op die treinspoor gaan sit, sodat dit moes lyk na 'n ongeluk. Die seun is inderdaad deur 'n trein getref, maar eers nadat hy reeds dood was. Die Britse regstelsel het bevind dat die 2 seuns wel verantwoordbaar gehou kon word vir hulle aksies en hulle is in 'n jeugsentrum aangehou. Maar beide die seuns is in 2001 vrygelaat en het nuwe identiteite gekry om te voorkom dat hulle deur iemand op straat uitgeken en dan geteken kon word. In Suid-Afrika was daar ook 'n soortgelyke voorval waarby jong kinders betrokke was. Net na die moord op Isaac, ook 'n voorval wat Suid-Afrikaners gedwing het om te erken dat kinders wel daartoe in staat is om gruwelmisdade te pleeg. In April 2004 het die 12-jarige Ashwell Joseph in Belhar vermis geraak. Die laaste keer wat Ashwell lewendig gesien is, was hy saam met 3 vriende, almal jonger as 12. Die seuns het vertel dat hulle Ashwell by 'n dam in die gebied gesien het en toe die polisie die gebied deursoek, kry hulle Ashwell se liggaam op die water dryf. Dit het later aan die lig gekom dat die seuns by die dam gesit en hom snyf het. Ashwell het glo te veel ingeasem en sy bewussyn verloor. Volgens hulle was hulle bang dat hulle in die moeilikheid sou kom en het nie geweet of hulle vriend dood is of nie, en dis hoekom hulle besluit het om hom in die water te sit, sodat dit soos 'n verdrinking kon lyk. Beide die gevalle het gewys dat dit wel moontlik is vir kinders en jong kinders om planne te beraam en dit deur te voer. Iets wat baie van die kinderoortreders in gemeen gehad het, was dat hulle gekom het uit huise waar dwelmmisbruik en huishoudelike geweld nie iets ongewoon was nie. Hulle het ook in gemeenskappe gebly waar die algemene probleme was. Terug by die saak oor die moord op Isaac Michels. Terwyl die staat se vervolgingsspan gewonder het wat om te doen met die 3 jong seuns, was daar ook 'n ander vraag. Wie was die kind wat die besluit geneem het en die res tot geweld laat oorgaan het? Watter een van die 3 seuns het die ander 2 aangesê wat hulle moet doen? Moet daai kind swaarder gestraf word? Of was dit 'n geval van 'n bende mentaliteit waar die ander 2 net blindelings gevolg het? In 2004 is die besluit uiteindelik geneem om nie kriminele klagtes te bring teen die 3 seuns nie. In plaas daarvan het hulle ouers ingestem om die kinders te stuur vir korrektiewe en rehabiliterende kursusse wat deur die aanklaer uitgesit is. Die ouers en hoofbesorgers van die seuns is ook beveel om rehabiliterende programme te volg sodat hulle meer bewus kon wees van al die kwessies wat geopper is. Die uitspraak het 'n bevel ingesluit waar volgens die oortreders in gesprek moes tree met Isaac se familie en waar tydens enige vrae geopper kon word as ook die antwoorde. 'n Paar maande na die uitspraak was daar mediaberigte dat klagtes moontlik teen die pa van een van die seuns gebring sou word, maar daar was egter nooit enige verwikkelings in die verband nie. Die staatsaanklaer het besluit dat daar niks goeds daarvan sou kom om die seuns strafregtelik aan te kla nie. Die verskillende weergawe van wat gebeur het beteken dat daar te veel vrae was en almal sou beter daaraan afwees as die seuns nie van hulle families geskei word nie. Daar was wel 'n verhoor waar 'n sielkundige getuig het dat dit moeilik is om werklik te verstaan wat daai noodlottige dag daar deur die seuns se gedagtes gevlieg het. Een opsie is dat hulle moontlik kon dink dit was 'n fantasie of 'n speletjie. Sy het wel bygevoeg dat een van die seuns moontlik aan 'n persoonlikheidsversteuring kon ly en die ander 2 seuns sou voorsê wat om te doen. Dit was 'n aanduiding dat een van die seuns wat betrokke was by die moord op Isaac Michels moontlik tekens getoon het van 'n geestesversteuring. Oor die algemeen word persoonlikheids- of geestesversteurings nie gediagnoseer by kinders onder die ouderdom van 18 nie, omdat hulle persoonlikhede steeds besig is om te vorm. Op die ouderdom van 10 is dit definitief nog nie gevorm nie, maar dit is wel moontlik om op daai ouderdom tekens waar te neem van erge versteurings. So die sielkundige in die saak het moontlik gevoel daar was reeds genoegsame bewyse by een van die seuns. Of miskien het die sielkundige net die verkeerde woorde gebruik en sy wou nie spesifiek na een van die 3 seuns verwys nie. Dis moeilik om te glo dat die 3 seuns gedink het dit was als net 'n speletjie, aangesien nie een van hulle so daarna verwys het in 'n verklaringe nie. Inteendeel, hulle het gedink Isaac is dood.
toe hy sy bewussyn verloor het. Hulle het ook geweet dat hulle in die moeilikheid sou kom, omdat hulle sy dood veroorsaak het, en het besef dat wat hulle ook al moes doen, moet versteek. Sekerlik sou hulle Isaac se liggaam net daar los, as hulle gedink het is 'n speelietjie, en dat hy weer sou opstaan. Nog 'n verwysing na 'n persoonlikheidsversteuring het gekom toe die sielkundige gevra is oor die moontlikheid van rehabilitasie van kinderoortreders. Haar antwoord was, as 'n kind 'n psigopaat is, vind morele ontwikkeling nie plaas soos normaal nie, en is dit uiters moeilik om hom te rehabiliteer. In die geval van die moord op Jamie Bulger in Engeland, het een van die oortreders, John Venables, wel voortgegaan om verdere misdade te pleeg nadat hy by ouderdom van 18 vrygelaat is. Hy is skuldig bevind vir die besit van dwelms en 2 keer ook vir die besit van materiaal wat die mishandeling van kinders bevat. Hy is na elke skuldigbevinding 'n nuwe identiteit gegee. Die ander seun wat gehelp het om Jamie Bulger te vermoor was Robert Thompson. Hy het na sy vrylating nooit weer enige misdade gepleeg nie en is na berig word in 'n lang verhouding met iemand wat bewus is van sy ware identiteit en sy verlede. As ons sou belangstel om te weet watter een van die twee die leiding geneem het in die moord op Bulger, sou ons sekerlik saamstem dit was Venables, aangesien hy na sy vrylating nog misdade gepleeg het. Ons sou verkeerd wees. In 1993, toe die moord gepleeg is daar geglo dat dit eintlik Robert Thompson was, wat die hoofoortreder was. So miskien beteken dit maar bitter min om te weet watter een van die 3 seuns die voortou geneem het in die moord op Isaac Michels. Daar's soveel van die saak wat die publiek nie weet nie. Mens kan nie anders as om te wonder of die 8-jarige Isaac daai Saterdagoggend na die dam gelok is nie. Het die 3 seuns besluit hulle het eenvoudig nie van die buitestander gehou nie, wou hulle hom 'n les leer, en was die les vooraf beplande moord of nie? Die Suid-Afrikaanse Wet op Kinderregte is in 2008 afgeteken en het in 2010 van krag gekom. Voor dit is kinders onder dieselfde vaandel as volwassenes deur die reg behandel. In 2003, toe Isaac Michels vermoor is, was dit wel nog die geval. Sedertdien bepaal die nuwe wet dat kinders onder die ouderdom van 10 jaar nie in hegtenis geneem kan word nie en hulle nie 'n kriminele kapasiteit het nie en nie aangekla kan word vir so 'n oortreding nie. In so 'n geval word die kind na die kinderhof verwys. 'n Kind tussen die ouderdom van 10 en 14 het vermoedelik nie die kapasiteit vir 'n misdaad nie, tensy die staat anders kan bewys. Indien wel, kan die kind dan in hegtenis geneem word. 'n Kind tussen 14 en 18 jaar oud kan wel in hegtenis geneem word van die begin af. Met betrekking tot kinderoortreders maak die wet voorsiening vir verskeie forme van straf, afhangende van die erns van die oortreding. In die mees ernstige van gevalle, soos moord en verkrachting, waar daar bevind is dat dit vooraf beplan is, kan kinderoortreders van ouer as 14 wel tronk toegestuur word. Hierdie was die eerste episode van hierdie potgooi reeks, waar kinders so jonk van 'n misdaad verdink is. Dit is angswekkend om te dink dat kinders daartoe in staat is om so 'n misdaad te kan pleeg. Is dit omdat mens nie eers die moontlikheid wil oorweeg van wat so 'n kind tot in staat sal wees wanneer daai persoon ouer word nie? Is dit omdat dit die absolute teenoorgestelde is van wat ons as die onskuld in kinders ag? Niks hiervan beteken egter enige iets vir kleinkind nie. Die jonge Isaac Michels, die 8-jarige seentjie wat uitgesien het na 'n Desembervakansie op 'n plaas, waar hy vrylik kon rondhardloop sonder die gevare wat die groot stad inhou. Die ironie. Rustig, Isaac Michels. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal oor die moord op Isaac Michels. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.